Ek is 100 jaar oud en 'n paar dae daarby. Ek het op 'n plaas groot geword. Ons was 'n gelukkige huisgesin. Ek was die oudste van 4 dogters. En ons het in die huisskool gegaan totdat ek moes standaard 6 toe gaan, toe is ons na 'n koshuis toe. Ek het eers Wellington toe gegaan. Ek het gesê ek gaan leer vir 'n predikantsvrou. En toe is ek met 'n predikant getroud. En ek het dit beskou as 'n voorreg om saam met my man te werk en saam met hom oral dinge te doen. Vertel my 'n bietjie meer van julle seun wat julle verloor het. Dit was vir ons 'n verskriklike skok, want dit was 'n ongeluk gewees. Dit was vir my baie swaar dat hy weg is en vir my man ook. Ek dink nie hy het ooit daaroor gekom nie. Maar ons het aangegaan met ons lewe en ons het nou maar die Here se werk gedoen. En ek en my man was net 2 weke hier in hierdie huis, toe is hy oorlede. Wat was dit om te gaan van getroude vrou na weduwee vir Tannie? Ek het gedink, ek is ook oud, ek gaan een van die dae dood. Want hy was 77 toe hy dood is en ek dink ek was 76. En toe het ek nou maar net die lewe aangepak en dis nou al sowaar 26 jaar gelede. Maar die Here gebruik my nog altyd. Ek is bly ek kan sy diens wees. Dit is vir my eintlik 'n groot voorreg. En die feit dat ek nou hierdie ouderdom moes bereik het, is seker omdat die Here vir my nog werk het. So wat maak dat Tannie elke dag opstaan? Wat dryf Tannie vorentoe? Baie belangrik dat jy iets het wat ek moet doen. Daar's 'n rokkie wat ek nog moet klaarmaak. Ek gaan sulke moutjies kry. Ek het gereeld 'n ou werkie wat ek moet doen. Dis daai breiwerk wat nou moet gedoen word. Of daar's weer plantjies wat moet nat kom of op 'n ander plek kom. Dis maar die ou plantjies wat 'n mens kry, wat jy in belang stel en dan vertroetel jy dit. Dis Nastergalerie. Ons het nou daar toegemaak en dit lyk my daar word hulle nou ryp. Gaan in. Waar op Tannie sit, jy wil Tannie binne sit. Nee, ek gaan net hier so sit. Sit jy daar op kant? Ja. Hallo. Sy het 'n vriendin wat in die hospitaal werk en wat nou met kankerkindertjies werk en dan gee hulle vir die kind so 'n pop. En nou is ek nou besig om vir haar te help om 'n bietjie poppe te maak. Beertjies Oogies en eintlik. 'n neusie kry, Soos hierdie. soos daardie, ja. Tannie Deline bid vir almal, sy sorg vir almal en sy doen allerlei dinge hier wat ander mense niks doen nie. En haar jare is hoog. Dankie Annetjie. Tada. Ek het in 'n huis groot geword waar ons van kleins af geleer het van die Here Jesus. En ons het altyd huisgodsdiens gehou en so het ons geleer om ons Here te vertrou, lief te hê, gehoorsaam te wees. Nou ja, ek bid in die oggende gewoonlik, dan is my verstand vars. Ek bid vir al my kinders. En nou is daar so baie kinders en so baie kleinkinders. Ek het besluit ek gaan nou sê dan nou maar vir Hendrik wat die oudste is, van sy gesin gaan ek nou eerste voorbid. Dit val nou op 'n maandag. En ek gaan in op elkeen se besonderhede, elkeen se behoeftes, soos wat ek dit weet, bid ek vir Hendrik en Deneen en hulle kinders en hulle kleinkinders, hulle almal word dan op een dag voorgebid. So gaan ek met elke dag 'n ander kind. Almal dra ek op aan die Here en die probleme waarvan ek bewus is, noem ek dan ook vir die Here.
kinders is 'n seën van die Here. Nou, O ja, o ja. vertel my, hoe voel dit om 100 te wees? Ek sou sê, 'n mens het dalk net meer wysheid. Jy moet jou gedagtes in toom hou. Jou gedagtes kan met jou weghardloop, want jy het baie tyd om te dink. Ek bid net dat ek nie my verstand sal verloor en die Here kwaad aandoen nie, in my woorde wat ek praat nie. Dat hy my sal bewaar, dat hier op die einde nie die duiwel gaan oorneem nie. Maar ek glo dit nie, want hy is nie in besit van my nie. Tannie is nou 100 jaar oud Ja, en die Here het nog nie vir Tannie ook kom haal nie. Wat dink Tannie oor die dood? jong. Wat gaan ons ondervind? Die man wat saam met Jesus aan die kruis was. En Jesus het vir hom gesê, jy sal saam met my in die paradys wees. Ek gaan in die paradys wees. Ek wil graag by die Here wees.